welkom terug. Ons is in die groot kombuis saam met chef Megan Smit en dit ruik verskriklik lekker. As ek nou vir jou sê, gebakte kaas, basiliekruid en is dit salami wat daarin is, dan maak dit alles saam hin Pizza muffins. pizza muffin. Tell me more. So, pizza muffins is iets wat ek nou onlangs ontdek het, wat baie maklik is om te maak. Jy het omtrent 160 ml meel nodig. Ek het sommer gegaan vir die bruismeel, die meel wat klaar die bakpoeier in het, wat dinge sommer vir ons baie makliker maak. Dis wat enige huisvrou se beste vriend. Is 'n droom, want Dis 'n droom. jy is nie lus om daar met 'n teelepeltjie te staan en alles uit te meet en jy wil net kom ons stel so jy wil net alles bymekaar voeg en jy wil dit meng en jy wil dit in die oond sit en klaar en jy wil jou kinders voer en jy wil aangaan met En dan die dag. vir die eerste keer in die dag vir jouself 5 minute hê. Absoluut, ek weet jou. Verseker. So wat ek nou hier in ons bak het is 180 tussen 160 en 180 ml meel. Bruismeel. Ja. En dan het ek ook vir ons bietjie droë kruie bygesit, so na smaak, soos wat jy van hou. Ja. Ons gaskykers sal ook sien op die resep wat hulle op YouTube gaan sien dat daar verskillende speserye is wat jy kan bysit. Jy kan sout en peper bysit. Hy moet soos 'n pizzatjie proe. Weet jou gewone droë kruie, jou sout en jou peper, jy kan knoffel insit, jy kan eie poeier insit. Maak hom jou eie. Ja. En dan het ek bietjie Jou olie. eie. Jou eie. En dan het ek olyfolie ingesit. Ja. En dan gaan ek 'n halwe koppie sal jy vir ons meng terwyl ek sal hierdie meng. bysit. Ek sit 'n halwe koppie melk in, dan word hy 'n beslag. Jy kan dan 'n eier bysit as jy wil of jy kan die eier uitlos omdat daar reeds bakpoeier in is. So jou eier gaan hom net verryk en hom meer romerig maak, wat ons van hou. En daar het jy nou jou beslag, jou pizza beslag. Wow. Baie maklik. En wat ons nou natuurlik van 'n pizza hou is jy het nou jou tamatie jou tamatie smeer of jou basis. Ons het basiliekruid en dan het ek mozzarella kaas. Ons eindproduk wat ek nou daar neergesit het salami op of koue vleis of wat ook al. Maar wat ek ook nou wil voorstel is wat ook al jy nou oor het van gisteraand se aandete. Ja. Wat nou maalvleis is, wat nou hoender is, wat jy nie in 'n bakkie in die yskas wil sit nie, want party mense as jy by die huis kom en jy maak die yskas se deur oop en jy kyk binne-in, is daar bakkie van alles. Bietjie van hierdie, bietjie van daardie, bietjie van iets van alles. So, ons gaan dit nou bymekaar sit en dan in 'n pan sit en in 'n oondvoeter. Baie En maklik. 'n oondvoeter sê jy. Ons voeter dit in die oond. Dat ek net my voete gaan kry en jy moet my gou help met daai deel. Ja, Dan verseker. kan ek dan kan ek hom invoeter. Die oond is O, aan. gans. Daar sy. En wat dit baie makliker maak is, jy kan jou kinders kry om jou te help om dit te maak. En, dit is as jy nou genoeg tyd het in die Ek wil kombuis. gesê dis as jy genoeg kinders het. As jy genoeg kinders het. Nee, verseker glad nie. So, Want jy het baie hulp nodig. As jy genoeg kinders het, hoef jy niks te doen nie. ja, ek stem met jou 100% saam. So, ons het nou 'n lekker deegbeslag hier, soos wat jy kan sien. Hy's lekker. Hy's amper soos 'n pizza deeg. Hy nou nie lekker taai of wat ook al nie, maar soos wat jy nou 'n stukkie kan af. Ek het nou nie 'n lepel hier ingepak nie, maar kom ons maak 'n plan. Net ek kyk of jy nie dalk enetjie is nie. Hou vas. Geen probleem. Ons maak dit makliker. Het Ek dit. kan jou dalk 'n klein bietjie help. Ek het een. So sy. ek O, maak kyk, boer maak 'n plan. Boer maak 'n plan. Ja. So jy vat 'n bietjie van jou beslag en dan sit jy dit nou in jou pan wat jy nou vooraf gespuit het met 'n bietjie olie. Ja. Jy kan as jy nou ook nou nie van die spruinkoek, dit is wat ons almal mos nou gebruik. As jy nie dit het nie, kan jy olie gebruik ook. In jou hand vat jy bietjie olie, smeer die pan en dan sit jy omtrent 1/3 van die beslag moet binne in jou pan ingaan. Ja. So. En jy hoef hom ook nie plat te druk nie, want hy gaan natuurlik mooi rys en hy gaan mooi uitkom. Ons wil hy moet 12 Ja. rustig lyk, né? Ja. So, en dan sit jy dit nou binne in jou pan. Net so. Net die laaste beslag insit. Ek kan dalk nog so enetjie doen, ja. Of net 'n paar opvul. En dan gaan ons nou letterlik laagies van ons pizza bestanddele op dit sit. Ja.
So jy gaan nou bestanddele na smaak en soos wat jy nou van hou of dit wat jy in jou yskas oor het, gaan jy nou vat en jy gaan nou insit. So ek gaan net hierdie uit die pad uit vir ons skuif. Ja. So natuurlik gaan ons na die volgende proses toe. Dis nou jou tomatiebeslag soos wat elke pizza nou sou hê. Ja. Dan vat jy 'n bietjie van dit en jy smeer dit net of jy sit net. Die Engelse woord is dollop. You place a dollop on top. So jy gaan net so bietjie 'n dollop on dollop. yes, so jy sit net 'n bietjie bo-op. So. En dan gaan hy nou versprei soos wat ek hom bak. Ja, En soos nou wat ek natuurlik, ook lig, daar ja. is nie 'n pizza wat nie 'n pizza is sonder kaas nie. Natuurlik. So jy kan nou kaas opsit, jy kan salami bysit, jy kan ham bysit, spek, enigiets wat jy in jou yskas het, maar jy hoef ook nie bang te wees vir die kaas om dit bo-op te sit nie. Gewoonlik wat gebeur is as jy kaas vroeër opsit, sal dit brand of wat gebeur met kaas is hy skei. Ja. So jy het olie aan die een kant en dan het jy nou hierdie rubberige storie aan die ander kant. Jy stel jou oond tot op 180 grade en jy bak dit vir 12 minute tot brosbruin. Ja. Dis dit. En mozzarella kaas is gemaak om die hitte te kan weerstaan in 'n oond. Ja, so jou olie en jou kaas gaan nie skei nie. So ons kan hom nou al opsit. Jy kan hom nou al opsit, so Ja. jy kan vir ons Moet ek jy moet Italian way. ja, naked asseblief. Yes. Vibes om opsit. Daai lyk vir my 'n bietjie skramp sommer. Ja, ek hoor jou. Ek wou Daai net lyk eers soos einde ek van wou die net maand eers pizza daai. Regverdig wees teenoor al my pizza kindertjies. Ja, Daar's hy. Baie mooi. asai. Alright, en nou laasens. Goed. Wat ek ook wou bynoem is, as jy basiliekruid wil bysit, kan jy basiliekruid deel van jou deeg inmeng. Maar ook wat ek wil noem is, as jy basiliekruid nou bo-op gaan sit, gaan dit swart word. Ons doen dit eers aan die einde. Ja, omdat hy nie die hitte kan weerstaan nie. Soos hierso. Kyk hoe mooi Ja. lyk dit dan nou. Ja. So jy kan 'n bietjie bo-op sit as jy wil, maar weet hy gaan swart word of jy kan hom binne in jou deeg inmeng. Dis hoekom ons dit droog doen. Jy kan roosmaryn insit, maak soos jy smaak. Maar dit's vars, flatervry, daar's nie 'n bakfout hier nie. En as jy nie 'n tandeborsel byderhand het nie, eet 'n basiliekruid blaartjie want dit is baie vars. Kom ons breek net een van hierdie pizza Ja, kolwantjies jy kan. oop. En ons kyk hoe lyk hy. Oeg, lekker. Kyk net daai heerlike tamatie, salami, basiliekruid. En dan gaan jou helpertjies, wat jou kinders is, dit verslind voordat jy nog kan sê mes. Wat lekker is as jy hom uit die oond uithaal, is hy lekker vars en hy breek maklik oop, maar ook vanaand moet jy nou ietsie vir 'n kosblik uitdink. Vinnig en dis 12 minute van jou tyd wat hy in die oond is. Dis 'n minuut en 'n half om al jou bestanddele bymekaar te sit in die oond te sit. So dis 'n maklike kosblik dus ook. Absoluut. Dankie. Jy het vir my lekker moederwenke kom gee. Ek plesier. waardeer dit. En jy kan op die YouTube kanaal van die Groot Ontbyt gaan kyk vir die resep of op Chef Megan se en ons sien jou volgende keer weer in die Groot Kombuis.